Môre, dis Vrydag die 31ste Julie en ek hoop jy eindig hierdie week by die diepe gerusstelling dat jou daaglikse onderhoud en jou toekoms nie afhang van hoe die wêreld se ekonomie lyk nie. Gister het ons gesien hoe Jakob as 'n pelgrim voor Farao gestaan het en die koning geseën het. Vandag tref die groot hongersnood die hele wêreld met sy volle gewig. Mense verloor hulle geld, hulle vee en selfs hulle grond net om brood te hê om te oorleef. Maar ten midde van hierdie donker krisis is daar een man wat die hele wêreld aan die lewe hou, Josef. Ons gaan vandag verder in Genesis 47 en behandel verse 13 tot 26. En ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees, want die titel van ons oordeenking is Die brood van die lewe. Dink gou hieraan. Waarheen hardloop jy wanneer die lewe se druk of skaarste jou tref? Kyk jy na die wêreld se brose stelsels of kyk jy na die een wat alleen jou lewe kan onderhou? Nou ons fokus vanoggend op verse 13, 23 en 25. So kom ons begin met vers 13. En daar was in die land geen brood, want die hongersnood was baie swaar, sodat Egipte land en die land Kanaan uitgeput was weens die hongersnood. En dan vers 23. Toe sê Josef aan die volk, kyk, ek het vandag julle en jul grond vir Farao gekoop. Daar is saadkoring vir julle, dat julle die grond kan besaai. En dan laastens vers 25. En hulle antwoord, U het ons lewe gered. Laat ons guns mag vind in die oë van my Heer. Dan sal ons die dienaars van Farao wees. Stel jou hierdie situasie voor. Die droogte was so erg dat die hele bekende wêreld verdor en uitgeput was. Die mense se geld het opgeraak. Daarna was hulle vee ook weg. En uiteindelik het hulle eie grond en vryheid gegee net om te kan eet. Nou in vers 13 gebruik die Bybel die Hebreëse woord lechem. Dit beteken brood, maar dit gaan oor baie meer as net iets om te eet. Lechem is dit wat jou aan die lewe hou. Sonder brood kan niemand lank leef nie. En kyk wat sê die volk vir Josef in vers 25. U het ons lewe behou. Josef het nie die mense uitgeweer of vernietig nie. Hy het vir hulle saad gegee sodat hulle kon saai, oes en lewe. En terwyl die wêreld rondom hulle swaar gekry het Israel in Goshen vrugbaar gewees en vermeerder, omdat God vir hulle gesorg het. Hier is die groot waarheid vir jou dag. Wanneer die wêreld se bronne droogloop, droog God se genade nooit op nie. Die wêreld soek altyd jou geld, jou energie en jou vryheid, maar God gee vir jou lewe en onderhoud. Jou uitkoms lê nie in die wêreld se stelsels nie, maar in God se getroue voorsiening. En in hierdie verhaal is 'n meesterlike skaduwee van ons Here Jesus Christus. Josef was die redder van Egipte en Kanaan, omdat hy vir 'n hongerwêreld brood gegee het. Maar eeue later stap die Here Jesus Christus die wêreld binne en sê in Johannes 6 vers 35, Ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Die wêreld is geestelik honger en uitgeput vanweë die sonde. Geen geld, sukses of aardse besittings kan die diep honger van jou siel stil nie. Maar Jesus het sy liggaam aan die kruis laat breek, sodat ons die lewe kan hê. Hy het nie gekom om van jou te neem nie. Hy het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Net soos die mense vir Josef gesê het, U het ons lewe gered, kan ons vandag met groter dankbaarheid vir die Here Jesus sê, Here, U het ons lewe gered. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U vir ons in U magtige hande vashou en dat U ons getroue voorsiener is. Here Jesus, dankie dat U die ware brood van die lewe is. Dankie dat U aan die kruis U lewe vir ons gegee het,
sodat ons nooit weer geestelik hoef te verhonger nie. Vergewe ons waar ons sekuriteit in die wêreldse leë beloftes soek, in plaas van in U. Heilige Gees, vul ons harte vandag met dankbaarheid en vertroue. Stil al ons vrese oor die môre, sodat ons elke tree van hierdie dag in U vaste vrede sal stap. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag iemand teekom wat bekommerd is oor geld, die toekoms of hulle omstandighede, wys hulle na die regte bron. Moenie dat hulle hoop op wêreldse stelsels sit nie. Herinner hulle aan Jesus, die een wat ons lewe behou en elke dag vir ons voorsien. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.